Môre julle, welkom by Cross Talk, waar ons die kruis in ons lewens kom neersit. Maandag ground ons onsself in die woord. Daar's 'n interessante woord wat ons in die Bybel kry, as daar gepraat word oor inspirasie. As ons dink aan inspirasie, dan dink ons aan kreatiwiteit, 'n kunstenaar wat iets kreatief nuuts skep, of 'n skrywer wat inspirasie kry vir 'n nuwe storie. Ons verstaan inspirasie as iets nuut en opwindend, iets wat nog nie voorheen daar was nie, of soos ons deesdae praat van 'n recycling of 'n repurpose van iets oud, wat sy nut of waarde of bruikbaarheid verloor het. Wat as dit kon waar wees van die Bybel? En van ons besig wees met die Bybel. Of dalk anders gestel, wat as die Bybel dit in ons lewens kan doen? Hoe ons die Bybel lees en hoe ons aan die Bybel steur, dat ons so daarna kan kyk. Wat as dit kan waar wees van ons verhouding met die Here? Wanneer laas het jy gevoel, die Bybel is kreatief besig om iets nuut in jou te doen? Is jy opgewonde oor wat jy lees en wat jy hoor? Vat dit jou op plekke waar jy nog nie was nie. Doen hierdie ou verhale iets in jou hart en aan jou siel wat jou onkant betrap en ja, selfs partykeer sommer hoendervleis gee. Wat jou net meer honger maak vir nog. Wanneer laas het jy die Bybel gelees en kon jy dit nie neersit nie? Of is dit 'n ou, vervelige, moeilik verstaanbare, moenie die wet oortree reëlboek nie? Ek dink ons mis die punt. In 2 Timoteus 3, as Paulus skryf, dan sê hy, die Bybel, die hele skrif, is deur God geïnspireer. En dan is die Griekse woord vir inspirasie, die woord God breath, theopneustos. Met ander woorde, inspirasie is God breath. Kom ons gaan terug na wat ons voorgesê het. Inspirasie is kreatief. Inspirasie is wanneer jy iets nuut skep, iets nuut maak, 'n nuwe storie skryf, 'n nuwe kunswerk bymekaar sit, of wanneer iets wat oud of moeg geword het, nuwe waarde en funksie kry, gerepurpose word. Wat as dit is wat die Bybel in ons wil kom doen? Want as ons sê die Bybel is God se inspirasie, dan is dit God se nuwe storie wat hy in jou lewe kom skryf. Maar daar's meer. Want as God die mens skep, dan blaas hy sy asem, Genesis 2:7 sê, sy lewensasem in die mens. So ons as mense is God breathed. En God wat in ons lewe inblaas, gee, maak lewe moontlik. En dis mind-blowing om te dink dat dit presies is wat die Bybel in ons wil doen. Soos Paulus sê, die hele skrif is deur God geïnspireer om vir ons lewe te gee. Dit is kreatief om in ons te skep. Dis God se ou storie wat ons nuwe storie skryf. Dit gee vir ons nuwe asem to breathe, sodat ons kan lewe. Bly hierdie week geground. Staan hierdie week vas in God wat deur sy woord nuut en kreatief lewe in jou gaan blaas. Mooi loop.